Na Jesus se hemelvaart het die ooggetuies van Jesus se bediening besef sy woorde moet behoue bly. Want hulle het natuurlik die een na die ander begin sterf, die ouens wat saam met Jesus fisies geloop het. Honderde geskrifte wat versamelings van Jesus se woorde bevat het die ronde begin doen. Die ou sê ek onthou daai en hy skryf dit neer want dit is vir hom belangrik. Maar hy skryf nie alles neer, hy het net so een bladsytjie, een velletjie voor. En daai goed het die ronde begin doen en is listig en nie amptelik gekopieer. Markus, wat nie 'n apostel is nie, maar het saam met die apostels gewerk, het besluit om 'n biografie van Jesus se aardse lewe te skryf. Hy was die eerste een van die 4 evangeliste. Alhoewel hy nie eerste in ons Bybel is. Matteus, wat wel 'n apostel was, en Lukas, wat nie 'n apostel was nie, hy was 'n dokter, het Markus se biografie gebruik om hulle eie weergawe te skryf en by te voeg wat hulle onthou en gebeurtenisse te dokumenteer waarvan Markus onbewus was of nie byteenwoordig was nie. So Matteus en Lukas is gebaseer op Markus. Later het Johannes, wat wel 'n apostel was, onafhanklik sy eie weergawe van die gebeure neergepen en Lukas het die handelinge van die apostels neergeskryf vir sy vriend Theophilus. Het julle al agtergekom, dit is die einde van die geskiedenis van die Bybel, is die einde van Handelinge. Daar stop die storie. Dis is briewe en ander goed. Maar die storie stop daar. En het stop redelik stomp. Paulus is in Rome en hy wag om verhoor te word. Want hy het op hom op die keiser beroep. Lukas sy jarelange vriend, nie apostel nie, wat saam met hom gereis en gewerk het, is toe nou ledig in Rome, want sy baas, Paulus sit in die tronk. En Lukas wat 'n geleerde ou was, dis wat die ouens vermoed wat die navorsing doen, het 'n prokureur gaan sien, want hy weet, Paulus moet verhoor word. En die prokureur het vir hom gesê, luister Bert, ek het feite nodig. Wat het gebeur? Die prokureur se naam was Theophilus. Wat beteken dit? Theos, Philos, lover of God. Hy was 'n Christen. En Lukas het vir Theophilus die feite gegee van wat met Paulus gebeur het, hoe die hele ding begin het, en hoe dit ontwikkel het, tot op die punt wat Paulus wag om verhoor te word. Dis hoekom Handelinge vandag daar is. Het was nie Lukas wat gesê het, ek gaan 'n bietjie geskiedenis skryf nie. Het was gewoon 'n praktiese ding wat moes gebeur, want die prokureur moet weet wat aangegaan het. Die apostel Paulus het 13 briewe aan gemeentes geskryf wat hy gestig het, waarvan sy outeurskap van etlike van daardie briewe vandag betwis word. Want hulle ondersoek die goed wetenskaplik, hulle tel woorde en kyk na skryfstyl en al tipe van goed. Party van die ouens sê, al die briewe is nie Paulus se briewe nie. Want daar was natuurlik charlatans wat na die tyd gekom het, lang voor ons, eeue, millennia voor ons, wat allerhande goeders geskrywe het en dit dan gepubliseer het onder een of ander apostel se naam. Dis C.D.P. Grafie. Dis 'n boek, maar hy is geskrywe, noem hulle het sommer die evangelie van Thomas, of die evangelie van, wat ook al. Net om die ding, ek wil amper sê, gesag te gee. Ook die apostels, Petrus, Johannes en Jakobus het briewe geskrywe, waarvan etlike se outeurskap vandag vir dieselfde redes betwis word. Johannes het ook tydens sy verbanning op die eiland Patmos 'n literêr slordige boek, die Openbaring van Johannes, geskryf. Dit is belangrik om te besef dat Jesus nooit enige van sy disippels opdrag gegee het om sy biografie of enige briewe neer te skryf. Hy het ook nie vir Paulus opdrag gegee om briewe aan die gemeentes te skryf nie. Die boek van Openbaring was wel 'n opdragboek, ook nie die hele boek nie, dele daarvan. Honderde ander geskrifte, onder andere evangelies, briewe, woorde van Jesus en ander Bybelfigure, instruksiehandleidings, die Didakai, ensovoorts is ook geskrywe, dikwels valslik onder die name van bekende apostels soos Thomas, Barnabas,
Paulus, Petrus ensovoorts. Silas. Etelike van hierdie geskrifte bevat gnostiese literatuur. Gnostisisme is 'n filosofie wat nie glo in saligheid via geloof in Jesus Christus nie, maar saligheid via geheime mystieke kennis. En dit leef vandag nog voort in ons samelewing, ons noem dit vrymetselary. Gnosis in Grieks is kennis. Elke Christengemeente in Oos-Europa en die Midde-Ooste het sy eie kosbare versameling boekrolle besit, wat meestal ook apokryfe en pseudepigrafiese boeke ingesluit het. Daar was geen standaard versameling nie. Elke individuele biskop, wat was 'n biskop? Biskop was die hoof van 'n kerk in 'n sekere plek, 'n dorp of 'n stad. Die leier van die Christene in daai kerk of stad is genoem die biskop. Nou was net een kerk, daar was nie denominasies nie, daar was net een Christen kerk. Elke individuele biskop het besluit watter geskrifte in sy kerkdienste voorgelees mag word en watter slegs vir persoonlike studie en stigting veroorloof was. En toe verskuif die fokus vanaf die gees na die letter. In Handelinge sien ons die gees operate. 100 jaar later sien ons geskrifte. Gaandeweg, gedurende die eerste eeue van die Christendom, het die fokus wegverskuif vanaf die leiding van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees uit die hart van die saak, wat as inwonende rabbi die Torah wat op die gelowiges se harte geskryf word vir hulle interpreteer, God se oorspronklike plan, na die lees en bestudering van die records of die boeke van Jesus se woorde en die apostoliese geskrifte. Omdat die mens nie via sy intellek toegang het tot die geeswet wat op sy hartstafels geskrywe staan nie, val hy telkens terug na die letter op die kliptafels en op die papier deesdae. Omdat Christene nie besef dat hulle geesmens weer lewendig gemaak is toe hulle gelowig gedoop is nie, dis wat gebeur as jy gedoop word met onderdompeling, jou ou geesmens word doodgemaak en bly agter in die water is 'n simbool van die graf, en 'n nuwe gees, splinternuut gemaak, word saam met jou opgewek, saam met Jesus Christus, uit daai watergraf uit. Omdat Christene nie besef dat hulle geesmens weer lewendig gemaak is toe hulle gelowig gedoop is nie, oefen hulle nooit om hulle geesmens in te span, om die Vader in gees en in waarheid in te span nie. Wat leer die kerke vir ons? Hy leer vir jou om jou intellek in te span. En dit was nooit die plan nie. Jou intellek is in jou siel, kind van die Here, nie deel van jou gees nie. En sodoende toegang te kry tot die geeswet op hulle hartstafels wat deur hulle inwonende rabbi geïnterpreteer word. Twee spesifieke ontwikkelinge in die geskiedenis het hierdie foutiewe proses geweldig versnel. Nommer 1. Kerkleiers, byvoorbeeld 'n ou met die naam van Marcion, wat hulle eie agenda gehad het en teologie geformuleer het wat nie ooreengestem het met Jesus se bedoeling nie. Wat het Marcion gedoen? Marcion het sy eie teologie gehad, hy was 'n biskop. En hy besluit toe, hierdie geskrifte, daar is 'n klomp van die goeters wat nie sin maak nie, en hulle was natuurlik toe nog aan die inpas en uitgooi en sê, wat gaan vir wat? En hy begin toe letterlik die skêr in lê en sê, hierdie stuk klop nie met my teologie nie, knip hy dit af. En so het hy geknip en op die hand en omtrent niks oorgebly nie. Marcion was die eerste ou wat die Bybel probeer saamstel het. Marcion was die eerste persoon wat ooit 'n Bybel probeer saamstel het, maar op sy eie terme. Hy het letterlik die skêr ingelê in die geskrifte om alles te verwyder wat nie in lyn was met sy persoonlike teologie nie. Marcion se kettery het 'n groot gefladder in die hoenderhok afgegee onder ander kerkleiers, wat naastigtelik gesoek het na een of ander standaard om Marcion mee te veroordeel. En waar gaan soek hulle toe? Pleks van op die leiding van die Heilige Gees te vertrou, het hulle gewend tot geskrifte en Marcion daaruit veroordeel. En toe wyk ons heeltemal af van die plan af. Hierdie kettery was die eerste grootste motiveringsfaktor
ten einde uiteindelik 'n Bybelkanon tot stand te bring. Die Bybelse kanon kon dus as 'n antieke oorkorreksie beskou word. Die tweede faktor wat hierdie proses versnel het, was dwaalleer, hoofsaaklik gnostisisme in die ou tyd. Gnostisisme kan beskou word as die eie tydse weergawe van die antieke Babyloniese geheimenisse. Die skrifte is ingespan om die leringe van die gnostisisme te weerlê. En as jy weet waaroor gnostisisme gaan, dan lees jy jou Bybel heeltemal anders, dan sien jy hoe die Bybel kommentaar lewer op gnostisisme. Die Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou is ons terug in Suid-Afrika en al die goeders wat ons voor die kansel beloof het. Gaandeweg het die primitiewe kerk dus weer teruggeval na die ou verbond en die raadpleging van geskrifte in plaas van om homself te oefen daarin om deur die gees te leef en die raadpleging van hulle inwonende Rabbi God se wil te ken en uit te voer. Hierdie beskouing is later opgeneem in die Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 2, ons kan God slegs ken deur middel van die natuur en die skrif. Ons het gisteraan daar gaan draai. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is een van die 3 belijdenisskrifte van die 3 Afrikaanse sisterskerke, NG Kerk, Gereformeerde Kerk of die Dopperkerk en die Hervormde Kerk. Genoem die sogenaamde 3 formuliere van eenheid. Daai 3 belijdenisskrifte. Na katkesasie bely nuwe lidmate van hierdie 3 denominasies tydens hul openbare belydenis van geloof dat hulle die doktrines verwoord in hierdie 3 belydenisskrifte glo deur ja te antwoord op die volgende vraag. Die vraag lui so: glo u die woord van God soos in die Ou en die Nuwe Testament opgeteken is, in die artikels van die geloof bely word en in hierdie Christelike gemeente geleer word? Dan sê jy ja voor getuies. Daar bestaan 2 moontlike redes vir hierdie weglating dat ons God ook kan ken via sy gees uit die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoekom het hulle dit weggelaat? Nommer 1. Net soos die relatief onlangse geloofsbelijdenis van Belhar, was die Nederlandse geloofsbelijdenis primêr 'n politieke dokument, nie 'n geloofsdokument. Die motivering vir die opstel daarvan was om die Spaanse Rooms-Katholieke koning destyds daarvan te oortuig dat sy Nederlandse protestantse onderdane in dieselfde Bybel as die koning glo en dus nie vervolg behoort te word nie. Wat hulle gedoen het met die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Nederlanders is vervolg deur hierdie Spaanse koning en hulle besluit toe, maar ons kry swaar. Ons moet vir die koning sê, ons is nie sy vyande nie, ons is sy onderdaan, ons het nie 'n probleem met hom nie, ons wil hom nie ondergrawe nie, ons wil hom nie omverwerp, ons glo dieselfde Bybel as hy, en hulle skryf toe hierdie belydenis, hulle gaan gooi het in Nederland oor 'n kasteel se muur, sodat die soldate kan sorg dat dit by die koning uitkom, en dis waar die Nederlandse geloofsbelijdenis vandaan kom. Dit was oorspronklik 'n politieke dokument. Hulle sou dit dus nie kon waag in daai dokument, om te verklaar, luister mooi, dat hulle gehoorsaam is aan die stem van 'n gees nie. Hier sê die koning nou in Spanje, hy sê, hulle glo al die goeders wat ek glo in die Bybel. Maar hier sê, hulle praat hier van 'n gees, wat hulle gehoorsaam. Wat se gees is dit? Kyk, Europa was daai tyd nog vol hekse en allerlei goed. Hulle kon dit nie waag, om dit neer te skryf. Dan sal die dokument nie sy doel gedien het nie. Die koning sou dit beslis as 'n bedreiging beskou het. So dis die 2 redes hoekom hulle dit nie neergeskryf nie. Die tweede rede is, ek kan onthou hoe ek destyds as 'n baba gedoopte Christen gesukkel het om die Heilige Gees se stem te hoor. Kan iemand amen sê op my sukkelry wat ook so gesukkel het? Ek het gewoon oor geen ervaringskennis beskik van hoe die Heilige Gees persoonlik met 'n individu praat nie. Dit het alles verander toe ek gelowig gedoop is, my babadoop afgesweer en hande opgelê is om die Heilige Gees te ontvang. Skielik kon ek begin leer hoe die Heilige Gees se stem klink en hoe en wanneer hy met my praat. Wat ons bring by rede nommer 2. Ek kan my goed indink hoe die vroeë protestante in Nederland baba gedoop deur die Rooms-Katholieke Kerk en sonder enige handoplegging geen idee gehad het dat mens God kan ken deur middel van die Heilige Gees. Hulle het gewoon geen ervaringskennis daarvan gehad nie, so dit was nie deel van hulle verwysingsraamwerk.
Van watter doktrines praat ons hierbo? Die doktrines wat die feit ignoreer, dat ons God kan ken deur middel van sy Heilige Gees wat binne in ons woon, en dat dit God se plan was vir die Nuwe Testamentiese kerk volgens die Nuwe Verbond. Kyk na die boeke wat op ons Christen boekwinkels se rakke staan. A.C. Sproul, een van die groot name in die gereformeerde wêreld. What can we know about God? Met ander woorde, how do you know God? En wat is die prentjie op die boek? 'n Bybel. Paul Washer, tweede boek, Knowing God. Wat staan bo in die boek? Biblical Foundations. Derde een, J.I. Packer, Knowing God. Daar staan ten minste nie 'n Bybel afgebeeld nie, maar dit gaan maar net oor die Bybel. Vierde ene, Joyce Meyer, Knowing God Intimately, en daar staan sy met 'n Bybel. Met ander woorde, daar word vir jou geleer, dat om God te ken, moet jy dit doen deur die Bybel. Die Heilige Gees word gerelegeer na iemand wat slegs goed is daarvoor om ons te help om die Bybel te verstaan. Dis letterlik al funksie wat die Heilige Gees in die meeste hoofstroomkerke toegelaat word om te vervul. En die Bybel lys dit nêrens eens as 'n funksie van die Heilige Gees nie. Kerkleier pragmatisme. Wat is pragmatisme nou weer? Dit wat werk is die waarheid. Die teoloog sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Die Bybel is die waarheid. Luister nou mooi. Kerkleier pragmatisme. En omdat Christene gefokus het op die skrif eerder as op die gees, het hulle krag verloor. Dis hoe ek en jy lyk sonder die gees daai. Die Heilige Gees is die persoon van die Godheid wat sy krag manifesteer. Kan ek 'n amen kry daarop? Ja. In die plek daarvan is reuse stelsels van seminariums, Bybelskole, historiese en kulturele navorsing, argeologie en hermeneutika op die been gebring, ten einde die 2000 plus jaar oude woorde van die Bybel korrek te probeer interpreteer. En hoe langer die tyd aangaan, hoe moeiliker raak het, want hoe verder terug is. 'n kerkleier argument wat ons dikwels teenkom, is dat om slegs op die Heilige Gees staat te maak, gewoon nie werk nie. En dan haal hulle talle geldige voorbeelde aan. Want daar is ouens in Amerika byvoorbeeld vandag in die charismatiese kerk, en die charismaniak kerk, wat absolute sirkus is. En dan haal hulle hierdie geldige voorbeelde aan en sê, dit werk gewoon, en die ouens konsentreer op die gees, en kyk hoe lyk het, so sirkus. My reaksie daarop is, So in hierdie geval word kerkleiers eensklaps pragmatiste. Die waarheid is dit wat werk. Maak nie saak wat die skrif sê oor leiding deur die Heilige Gees nie, dit werk nie sê. So as jy dit so toepas, dan is jy besig met wat Ebensoort noem stupidisme. Dit pas lekker in by die akademiese raamwerk, maar dit werk nie. Die rede waarom dit nie werk nie, is bloot omdat, luister mooi, hulle lidmate nooit geleer het om deur die Gees te lewe nie. Het jy dit geleer in die kerk? Wie het vir jou geleer om deur die Gees te lewe? So as jy dit nie geleer het nie, hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit reg doen? Daar is soveel ondersteuning vir die ouens wat volgens die skrif wil lees, al die navorsing, die strukture en die argeologie en die hermeneutika en al die goeders en die departemente en fakulteite wat by universiteite opgerig word om dit te ondersteun, maar daar is niks wat ouens ondersteun wat wil leer om deur die Heilige Gees te lewe. Is ons verbaas dat dit nie werk nie. Lidmate ken net lewe deur die skrif, want dit is al wat hulle geleer is. En soos die spreekwoord sê, words are the beginning of misunderstanding. Dis waarom daar soveel verskillende teologieë, denominasies en kerkgroepe in die wêreld ontstaan.
Want ons gebruik almal dieselfde Bybel, maar soos die ouens in die prentjie, kyk ons na die Bybel, die een sê 4, die ander een sê nee, 3. Dieselfde ding waarna ons kyk, maar ons sien dit verskille. En regtig, wil enigiemand my probeer oortuig dat die denominasies werk? Dat hulle die koninkryk bou? En dat hulle leiers met mekaar soos broers in Christus optree? Ek het op baie kerkvergaderings gesit. Die predikante en die pastore is so bang vir mekaar, jy kan dit nie glo nie. So bang die ander ook om steel sy skape. En hulle is so geleer, die lidmate, omdat diegene wat hulle moes leer, geen idee gehad het om deur die Gees te lewe nie. Hulle ken net lewe deur die skrif. Want hulle is ook so geleer, ja, ek sê. Om van lidmate te verwag om deur die Gees te lewe, is soos om 'n span studente wat bloot akademiese klasse ontvang het in sportwetenskap, eensklaps op Nieuweland in 'n rugbytoets teen 'n All-Black-span op die veld te laat draf. Wat gaan gebeur? Wat verwag jy? Hulle het geen praktiese ondervinding nie, hulle het net 'n klomp teorie geleer. Hulle sal gebrutaliseer, beseer en getraumatiseer in die veld af. En dis presies wat in ons charismatiese kerke gebeur. Wat ons nooit geleer nie. Nou gaan draf ons op die veld en is chaos. Die begin van kanonvorming. Daai is die boek wat ek net oor gepraat het. Ek steun baie swaar op daai boek in hierdie lesing, want ek glo is die waarheid. Baie goed nagevors. Watter boeke is die Christelike boeke? Niemand het destyds geweet watter die amptelike Christenboeke was nie. Dit is nou hier in die 2de eeu kort na Jesus se hemelvaart, relatief kort na. Toe gemeentelik byvoorbeeld destyds vir biskop Melito van Sardes, 170 tot 180 na Christus, vra watter boeke die Christelike boeke is. So hy verander vir sy predikant, nee, of sy pastoor, watter boeke is die Christelike boeke? Toe kon hy hom nie antwoord, want hy het nie geweet, niemand het geweet nie. Melito moes uiteindelik die ellelange tog vanuit Klein-Asië, kyk waar lê Sardes, vandag in Turkye, na Jerusalem en terug aanpak om uit te vind wat die antwoord is. Hy moes vir Jode gaan vra. Toe die Romeine begin om die Christenkerk te vervolg en hulle geskrifte te vernietig, het Christenleiers nie geweet watter boeke om aan die owerhede te oorhandig wanneer daarvoor gevra nie. So hier klop die soldaat nou aan jou deur. Sê, is jy Christen? Ja, ek is 'n Christen. Gee jou boeke. O ja, watter boeke? Ek weet nie watter boeke is die Christenboeke nie. Dit is letterlik wat gebeur. Toe keiser Konstantin vir biskop Eusebius van Caesarea vra om 50 Bybels te produseer vir die kerke in die nuutgestigte hoofstad van die Romeinse Ryk, Konstantinopel, vandag Istanbul in Turkye. Kyk hoe groot was sy ryk op daai stadium. Hy het 50 kerke gehad, ook Konstantin in daai area. Het Konstantin daarop aangedring dat die boek Openbaring ingesluit moes word, want Eusebius het nie van die boek gehou. Nou kan jy dink nie, as die keiser nou vir jou sê, Eusebius, jy is die biskop, jy weet 'n paar dinge. Maak vir my 50 Bybels vir my 50 kerke, ek wil vir elkeen een gee. Nou begin Eusebius sommetjies maak. 230 skape per Bybel. Waar is die boere? Dis nogal 'n oefening. Daar was destyds nog geen vaste kanon. En dit is in die 200s na die 300s na Christus al. God verklaar nergens dat hy self die Bybel, die 66 boeke geskryf of laat skryf het. Of dat daar hoegenaamd 'n kanon moet bestaan wat geslote moet wees. Al hierdie Christelike geloofies is blote fabrikasies vanuit die intellek van teoloë. En ons almal het tot vandag toe gesê, dis maar reg. Ek gaan maar saam met die stroom. 'n bitter klein persentasie van ons huidige Bybel was goddelike opdragwerke, ons het reeds gesê, die Torah, dele van Jeremia en Openbaring. Uiteindelik, op die Rooms-Katolieke Konsilie van Rome, in 382 na Christus, is die Bybelse kanon uiteindelik gefinaliseer. Onthou daai datum, dis 'n belangrike datum.
382 na Christus, jy het hom net so 2 jaar uit gewees, 382 na Christus toe is die kanon vir die heel eerste keer in Rome, deur wie? Deur die Rooms-Katholieke gefinaliseer. En weer eens is hierdie doktrine, watter boeke die kanonieke boeke verteenwoordig, later in die Nederlandse geloofsbelijdenis ingesluit. Artikel 4, uit watter boeke die Bybel bestaan. Na katkisasie belei nuwe lidmate van die 3 Afrikaanse Sisterskerke tydens hul openbare belydenis van geloof dat hulle hierdie doktrine of kanon glo. Paus Damasius. Enige Bybelgelowige, nou ek het 'n groot probleem met daai woord. Ons glo nie in die Bybel nie, ons glo in Jesus, asseblief, ons moet ons taal begin regkry. Enige Bybelgelowige Christen sou tog sekerlik wou glo dat die mense wat die finale samestelling van die 66 Bybelboeke behartig het, voorwaar heilige, voorbeeldige en geesvervulde mense moes gewees het. Nee, want dit is die Bybel waarvan ons nou praat. Die konsilie van Rome, waar die Bybelboeke gefinaliseer is gehou onder toesig van die Rooms-Katholieke Kerk in die setel van die Rooms-Katholieke Kerk Rome self. Die van julle wat laas die 2 Babylons lesing bygewoon het, sal presies weet waar dit gebeur het, in die hartjie van die hoer van Babylon. Met haar geslagsdele, geslagsorgane daar uitgebeeld in geboue vorm. Dis die symboliek. Dis 'n uterus en 'n vagina wat jy daar sien. Die paus van daardie tyd was Paus Damasius. Kom ons gaan kyk bietjie na die geskiedenis van hierdie paus onder wie se toesig die Bybelboeke gefinaliseer is. Soos uiteengesit in ons videoreeks oor die 2 Babylons, het die konings van Babylon vandag in Irak die titel van die hoëpriester van die heidense godsdiens of die geheimenisse gedra. Ons ken hierdie titel vandag sedert die koms van die Romeinse Ryk en die Latynse taal natuurlik as Pontifex Maximus. Onthou julle? Pontifex Maximus, hoogste of grootste paus. Nebukadnesar, koning van Babylon, Hammurabi, koning van Babylon, Belsasar, koning van Babylon, het almal hierdie titel gedra. Deur middel van etlike politieke verwikkelinge en manoeuvres het hierdie titel uiteindelik via Pergamum in Klein-Asië geland by die keisers van Rome. Julius Caesar, Augustus Caesar, Constantijn en Gratianus het hierdie titel van die hoëpriester van die heidendom gedra. Pontifex Maximus. Dis gewoon historiese feite wat ek nou vir julle gee. Gratianus as Christen, want hy was die eerste Christen keiser, wou dit nie meer hê nie en doen toe afstand van die titel. En die van julle wat in my vorige lesing was, oor die 2 Babylons, wat doen hy toe met die titel? Hy dra dit oor aan die biskop van Rome. En ons ken hom vandag as die paus. Maar toe draai dit oor aan die biskop van Rome, die hoof van die Christelike kerk, die paus. Op daardie stadium Paus Damasius, wat dit toe met dank en met trots aanvaar. Hy is 'n Christen, maar hy aanvaar hierdie heidense titel met dank en met trots. Want dit het saamgekom met uitvoerende magte en dis wat hy wou gehad. Sedert Damasius tot vandag toe dra Rooms-Katholieke pause met trots die titel van die hoëpriester van die heidendom. Die nuwe Amerikaanse paus wat ons het, dra hom ook. Damasius was die opvolger van die tydelik verkose Felix na Paus Liberius se afsterwe. Hoe is hy oorspronklik as paus gekies het? As gevolg van 'n klassestryd in die destydse Rooms-Katholieke kerk het die elite vir Damasius verkies, maar die gewone mense vir diaken Ursinus. So hierdie twee is nou die ouens wat staan om as paus verkies te word. Damasius, die elite mense, die smart mense hou van hom, maar die gewone mense, die proletariaat, hulle hou van Ursinus, diaken in die kerk. Damasius het 'n klomp skurke gehuur om Ursinus in sy skuilplek te gaan doodmaak. So ek wil nie, die ouens moet my uitstem nie, so ek gaan maak my teenstander dood. Maar nog meer hoe dit vandag in Afrika gaan. Vir 3 dae lank was daar 'n reuse bloedbad. Meer as 160 mans en vroue is uitgemoor. Nog ander wat gevlug het, is agterna gesit en doodgemaak.
Op 'n synode in 366 na Christus is Damasius uiteindelik as die paus verkies, want sy teenstander is nou dood. 16 jaar na sy verkiesing, 382 na Christus, was hierdie magsbehepte, moorddadige, heidense paus die voorsitter van die konsilie van Rome, waar die inhoud van die Bybel gefinaliseer is. Kind van die Here, kyk vir my. Jou predikant, jou pastoor, het die vak kerk geskiedenis deurgekom, anders sou hy nie 'n predikant of pastoor geword. Hy weet hierdie goed. Het hy het vir jou gesê? Hoekom het hy dit nie vir jou gesê? Jy moet hom dalk gaan vra, want dit is oneerlik. Is dit belangrik dat jy hierdie feite sal weet? Waarom het jou kerkleier jou dit nooit vertel nie? Hy weet hierdie goed. Hy het daai vak deurgekom. Die reformatie en sy naderdraai. Nou julle weet hopelik almal wat die reformatie was, dis waar die mense waarvan ons vandag deel is, die protestante, weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk af. Dit hulle gesê, nee, dis nie die paus wat die gesag het en die laaste sê het oor dinge in die kerk nie, dit is die skrif. En ons weet vandag, en miskien moet 'n mens net vinnig dit weer sê, ek sê dit op van my ander video's, die reformatieleiers se agenda was hoegenaamd nie God en sy koninkryk nie. Almal van hulle, en al 4 wat ek daar vir jou uit afgebeeld is, Martin Luther in Duitsland, John Knox in Skotland, Ulrich Zwingli in Switserland, Johannes Calvin in Frankryk, hy was eintlik Jean Calvin, dis sy regte naam, die Fransman gewees. Hulle is almal tempeliere en hulle gee vir jou die tekens, daar wys ek vir julle hoe gee hulle die tekens. Die tempeliere het 'n vyandskap gehad, 'n vete, met Islam, met die Franse koningshuis, en met die paus. Vir baie goeie historiese redes, kan nie nou daarop ingaan nie. Dit was hulle agenda. Hulle het op die ouend op die koningshuis, die Franse koningshuis, wraak geneem deur die Franse revolusie. Hulle het wraak geneem op Islam deur die seeroute rondom die Kaap, wat hulle die Islamiete se geld weggevat het, want die handelsroute loop toe nie meer deur hulle deel van die wêreld. En hulle het wraak geneem op die paus deur die reformatie. Dit was die agenda. Met die koms van die reformatie in die 1500s, het die lede van die geheime tempelierse organisasie Martin Luther, Johannes Calvin, John Knox en Ulrich Zwingli, die Romeinse paus se monopolie oor godsdienst in Europa gebreek tot vandag toe. Die tempeliere was die beweging waaruit vrymetselary ontstaan het. As onderdeel van hierdie veel breë tempeliere agenda om ook die mag van Islam en die Franse koningshuis te breek, het die reformiste die Rooms-Katolieke se eie Bybel as instrument ingespan om die paus van sy Europese godsdiensttroontjie af te dwing deur middel van die meganisme van Bybelse doktrines. En omdat die Romeinse kerk se doktrines tot vandag toe bitter ver van Bybels is dit nie baie moeilik nie. Wat wel moeilik was, en dis waarby ons vandag gaan stilstaan, was om te bewys dat die Bybel meer gesag het as die paus. Die verwaande Romeinse paus maak tot vandag toe daarop aanspraak dat hy gesag het oor alles wat lewe, mense, diere en selfs aliens en die Bybel. Nou het ek 'n nota daar gemaak, vertel storie oor 'n landbouinspekteur in die Jersey Bowl in die Wykkamp. Die grappie word vertel in die nuwe Suid-Afrika hoe die boer hier so op sy plaas sit op sy voorstoep, hier hou so 'n blink kar uit die stad uit, hou voor sy opstal stil. Nou klim so 'n blink gepoleerde mannetjie uit met mooi klere aan en hy stap na hom toe en hy haal 'n papier uit sy sak uit en hy sê vir die boer, ek is 'n verteenwoordiger van die regering, hierdie papiere gee vir my gesag om op enige plek hier op jou plaas te kom inspeksies doen. En die boer toe sê dit, nee, dis reg, jy kan maar gaan waar jy wil, jy kan kyk wat jy wil. En die ou stap daar weg en hy mik toe sommer hier so na die eerste weikamp toe, wat reg by die opstal geleë is. En die boer sê vir hom, moenie daar aangaan nie.
Hy sê, wys hom met sy papier, hy sê, ek mag nie aangaan. En hy stap in die wijkamp in. Dis toe die kamp waar die Jersey Bowl is. Nou die van julle wat die Jersey Bowl ken, sal weet, Jersey Bowl laat iemand nog mors. En hy sit toe nou in agter hierdie inspekteur. En die inspekteur hardloop vir die hek en vir die draad. En die boer skree vir hom, wys vir hom jou papier. Jy het mos nog gesag. Nou soortgelyk sal ek nou graag hierdie verwaande paus wat ons het in die wêreld vandag vir hom wildtuin te wil vat. En as daar nou so 'n bietjie moeilike olifantbil is, hy het mos nou gesag oor al die diere. Vir hom daar staan maak voor die olifantbil en sê toe, wys vir hom jou hoed, jou tiara. Wys vir hom hoeveel gesag het jy. Mense, ek het nou weer aan vir 'n groep, party van julle was daar verduidelik. As gesag nie gerugsteun word deur krag nie. As exousia nie gerugsteun word deur dunamis nie. Dan is jy besig met 'n blufspel. Want wanneer die gesag getoets word en daar is nie krag wat aangevra kan word nie, dan word hy ontbloot as valse gesag. Verstaan ons dit almal? Ja. Right. Jy het krag nodig om gesag te kan hê. En as jy op gesag aanspraak maak en daar is nie krag nie, dan is dit valse gesag. Right. En toe die tempelier reformiste se plan geslaag het om van die paus ontslae te raak, het 'n gesagsvakuum in die kerk ontstaan, want die paus was nou altyd die gesag, laaste gesag. Die reformiste het hierdie gesagsvakuum vergeetig gevul met wat? Die papierpaus. Die Bybel. Tydens die reformatie is die Bybel die papierpaus genoem. Dis nie ek wat die woord uitgedink het nie, hy bestaan al vir 500 jaar lang. Voortaan sou die Bybel die finale sê oor godsdienstsake. Maar die Bybel kan nie vir homself praat nie. Dit moet geïnterpreteer word, het ons gisterand al gesê, nee, klim nie van jou bedkassie af en kom sê vir jou wat om te doen nie. En hiervoor het die opvolgers van die reformiste 'n reusagtige stelsel op die been gebring. Bybelskole en seminariums, departemente van semitiese tale en Grieks, argeologie en historiese navorsing, eksegese en hermeneutika. Dis groot storie, dat is nog wel die Engelse klomp goed wat ek nie noem nie. Helaas het nie die Bybel nie, maar eksegete, skrifverklaarders, die laaste gesag oor godsdienstsake. Kyk gou vir my. Maar hulle gaan nooit vir jou sê, ons is die laaste gesag nie. Hulle sê altyd, dis die Bybel. Maar jy as lidmaat jy moet die Bybel ken, jy kan hom intellektueel lees en so aan, jy moet hom net nie interpreteer nie. Ons het die alleen reg op interpretasie, want ons is geskool daarin. Om dit te kan interpreteer, moet jy eers Bybelskool of seminarium toe gaan, dan kan jy dit ook doen. Maar ek was nou al klaar daar, so vir nou interpreteer ek het. So ek is op die ouend die laaste gesag, my interpretasie, nie die Bybel. Ek sê dit net nie. Ek sê die Bybel het die laaste gesag, maar ek is die een wat hom interpreteer. Jou Bybel spring nie van jou bedkassie af, hardloop na jou en begin met jou praat. Nee, jy moet die Bybel optel, lees en dan interpreteer wat jy lees. Dis die enigste manier hoe die Bybel met jou praat. So nie, die Bybel het nie die laaste sê oor godsdienstsake nie. Spring nie van bedkassies af en begin sy gesag uitoefen nie. Die interpreteerders van die Bybel het die laaste sê oor godsdienstsake, hoewel die interpreteerders altyd sê die Bybel het die laaste gesag. En hulle vorm uiteindelik 'n reusagtige kollektiewe liggaam van pause. En ons moet daaroor baie duidelik wees in die kerk. En net soos die Romeinse paus destyds die inwoners van die hele kontinent beheer het met sy gesag,
wat vals was, doen teoloë en kerkleiers as 'n kollektiewe pausdom dit tot vandag toe, deur middel van die gesag van die Bybel. Uiteraard moet hulle dit binne die bestek van Bybelse uitsprake doen. Hulle kan nou nie iets gaan preek wat nou nie heeltemal onbybels is. Maar deur gewoon die Bybel foutiewelik aan te wend, om, luister mooi, die stem van die Heilige Gees en die profete stil te maak, want dit is presies wat streepteologie doen, kan hulle vandag groot gedeeltes van gemeenskappe manipuleer en beheer, en uiteindelik geld, seks, en mag en invloed uit en oor hulle verkry. En dit is die rede waarom die oorgrote meerderheid institusiekerke vandag veel eerder sakeondernemings is met 'n Bybelsousie oor, as aanbidding en fellowship fasiliteerders. Kort na die reformatie het die Romeinse kerk haastig 'n volle ekumeniese konsilie byeengeroep, die konsilie van Trent. Nou sit dit 1000 jaar later, na die eerste keer, die konsilie van Rome, wat ons net van gepraat het, omtrent 1000 jaar nou later. Hierdie konsilie was een van die Romeinse kerk se eerste daadwerklike stappe tot 'n teenreformasie. Tydens hierdie konsilie is die besluite van die konsilie van Rome, 1160 jaar tevore, wat nie 'n ekumeniese konsilie, dit wil sê verteenwoordigend was nie, aangaande die kanonieke boeke is herbevestig. Toe het hulle nou almal daar wat daar moet wees, toe sê hulle daai besluit wat ons 1160 jaar gelede geneem het, is reg, of bevestig het. Die finalisering van die Bybelse kanon het egter nie verhoed dat, het jy dit geweet, dat die protestante, die katholieke, die ortodokse en die Ethiopiese kerke tot vandag toe nog verskillende kanons het nie. Daar het ek hulle vir jou afgebeel. Hulle almal verskil. Die woord van God. Aangesien dit uit bogenoemde historiese data sonder meer duidelik is, dat dit onmoontlik is dat die Bybel enige uitsprake oor ons huidige 66 boek Bybel kan maak, ontstaan etlike vrae oor die eienskappe wat teoloë al vir eeue lank aan die Bybel toetig. Vir die toekoms van die kerk van Jesus en die koninkryk van die hemele is dit baie belangrik dat ons hieroor praat, want as ons leuns glo oor die Bybel, dan gaan sodanige leuns die kerk van die eindtyd weglei van Jesus en sy gees, en sal dit as 'n kragtelose jellyfish uit die tree. 2 Timoteus. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, sê Paulus. Van wie praat hy? Die Christene van die eindtyd. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Die Engelse Bybel sê, they will deny the power. Hulle sal dit ontken, nie net nie ken nie, hulle sal dit ontken. En die sinsnede wat net daarna kom, wat ek nou nie aangehaal het daar nie. Wat sê Paulus dan van hierdie mense? Hy sê vir Timoteus, have nothing to do with them. Bly weg van hulle af. Hierdie ouens wat die krag ontken, bly weg van hulle af. Hoe het 'n gelowige die uiterlike skyn van die godsdienst sonder die krag daarvan? Hoe gebeur dit? Deur sy Bybel te ken en slim argumente daaruit te kan voer, maar nog nooit sy gebed verhoor gesien het nie, 'n duiwel uitgedryf het nie, 'n woord van kennis ontvang het nie, 'n profetiese woord gespreek het nie, of 'n sieke gesond gemaak het nie. Dis hoe het gebeur. Jy ken nie die krag nie. Jy het dit nog nooit, jy het geen ervaringskennis daarvan. So jy sê net, dit bestaan nie. Maar jy slim, want jy ken jou Bybel. En hier moet ek miskien 'n ander teks wat ek nou nie op die skerm het nie, ook aanhaal. Jesus sê vir die Fariseërs, julle dwaal. En hy gee 2 redes hoekom hulle dwaal. Hy sê, julle ken nommer 1 nie die skrifte nie.
Vandag ken ons die skrifte, ons almal lees die skrifte. Hy sê, nou is 'n tweede ding, en dit is, julle ken nie die krag van God nie. En daai twee goed veroorsaak dat julle dwaal. As jy die krag van God nie ken, jy sê Jesus, dan dwaal jy. As jy besig om jou tyd te mors, om jy deure toe maak, shop toe maak, en huis toe gaan. En met behulp van streepteologie word die bonatuurlike krag van die Gees na die apostoliese tydperk ontken. Presies soos feitelik alle institusiekerke vandag opereer. Nou moet ons nou Bybels wees en sê, stay away from them. Moet niks met hulle te doen hê. Dis duidelik dat het onmoontlik is dat die Bybel kan sê dat die Bybel die woord van God is, want die Bybel maak geen uitsprake oor homself nie. Ons kry hierdie doktrine vanuit 'n ander bron as die Bybel, want die Bybel sê dit nie. Die vraag is, waar kry die kerk dan hierdie doktrine vandaan? En vir watter doel is hierdie buitebybelse doktrines geskep? Want daar is nie net hierdie een, en daar is nog 6 ander ook. Let wel, ons probeer nie sê dat die Bybel nie die woord van God is nie. Dis nie wat ons besig is om te sê. Wat ons wel sê is dat die Bybel dit nêrens sê. En dat dit foutiewe Bybelinterpretasie verteenwoordig, luister mooi, wanneer die frase die woord van God in die Bybel geïnterpreteer word as verwysing na die hele Bybel en sy 66 boeke. Dis gewoon foutiewe interpretasie. Wat die Bybel wel sê, en ek wil dit vandag dawerend sê, is dat Jesus die woord van God is. Hy sê dit in Johannes 1 vers 1 wat ons gisterand op skerm gehad het, en hy sê dit in Openbaring 19 vers 13. Selfs wanneer die Bybel die term skrif, of graphe, gebruik, kan dit onmoontlik na al 66 boeke verwys. Graphe beteken bloot geskrifte, waarmee belangrike dinge gedokumenteer is. Sien die Biblical Canon van McDonald. Die woord van God is Jesus. Noem die Bybel vir Jesus die woord van God slegs in die Nuwe Testament? Nee. Die Ou Testament is van die vroegste tye af al vol daarvan. Het jy dit geweet? Dis nie in die Nuwe Testament wat die eerste keer gebeur het. Voorbeeld 1, Abraham. Kyk mooi. Jy moet mooi kyk, want jy het al die vorige keer los boer dit geleer. Na verloop van tyd het wie of wat? Die woord van die Here tot Abraham gekom. Hoe? In 'n visioen. Nou as jy die woord van die Here kry in 'n visioen, wat gebeur met jou? Jy sien dit. Dis wat 'n visioen is, jy sien dit. So dis nie iets wat hy gehoor het nie. Ek sê daar, dit is Abraham het die woord van die Here gesien. Dit was video, dit was nie audio nie. Moenie bang wees nie, Abraham, ons ken almal hierdie storie. Nee, ek is 'n skuld vir jou loon is baie groot. Maar Abraham het gesê, Here my Heer, wat sal u vir my gee? Kinderloos gaan ek heen. Die erfgenaam uit my huis, of van my huis is Eliezer van Damaskus. Abraham het ook gesê, kyk, vir my het u nie 'n nageslag gegee nie. Kyk, 'n seun uit my huishouding gaan my erfgenaam wees. Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abraham. Weer eens die woord van die Here. So iemand sal nie jou erfgenaam wees nie. Slegs een wat uit jou liggaam voortkom sal jou erfgenaam wees. Toe neem hy Abraham na buite. Wie het vir Abraham na buite geneem? Die woord van die Here. Dat is nie klank nie. Dat is iemand vir wie jy gesien het. En sê, kyk maar op na die hemel en tel die sterre as jy in staat is om hulle te tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Die woord van die Here kom tot Abraham in 'n visioen, dis sigbaar. Die woord van die Here neem Abraham na buite, dis is hy 'n persoon. Wie was dit? Dit was Jesus. Voorbeeld 2, Jeremia. Die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet van die nasies het ek jou bestem. Daarop het ek gesê, ag my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog 'n kind. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is nog 'n kind nie, want na wie ek jou ook al stuur moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel moet jy sê. Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, as die uitspraak van die Here.
Die Here het toe sy hand uitgesteek. Die woord van die Here steek sy hand uit en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê, kyk, ek lê my woorde in jou mond. Die woord van die Here het 'n hand wat hy kan uitsteek en Jeremia se mond aanraak. Hy is 'n persoon. Wie was dit? Jesus. Was Jesus. Voorbeeld 3, Samuel. Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. 'n Woord van die Here, dis nou die skrywer se kommentaar, was seldsaam in daardie dae. Geen visioene het voorgekom. Met ander woorde, die ou mense wat hierdie goed as neergeskryf het, as hulle gepraat het van die woord van die Here, waarvan praat hulle? Wat was in hulle kop as hulle dit neerskryf? Nie audio nie. Video. Met ander woorde, die skrif sê dat 'n woord van die Here as 'n reël gesien is, nie gehoor is. Voorbeeld 4, nog steeds Samuel. Die Here roep toe weer vir Samuel vir die derde maal, ons ken almal die storie. Hy staan toe opgaan na Eli en sê, hier is ek wat die het my geroep. Eli besef toe dat die Here is wat na die seun roep. Eli sê toe vir Samuel, gaan lê en as hy jou roep moet jy sê, spreek Here wat die diensknegt luister. Samuel gaan toe gaan lê op sy plek. Die Here het gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, spreek, want die diensknegt luister. Wie was dit? Dit was Jesus. Weer eens 'n visioen, die Here het gaan staan, die woord van die Here gaan staan, hy is 'n persoon. En dis presies na hierdie woord, na wie Johannes verwys. Dis waar Johannes het gaan haal het, in die Ou Testament, toe hy in die Nuwe Testament skryf skielik van die Logos. Hy het hom net nou in 'n ander woord beskryf as die Ou Testament, want die Ou Testament was in Hebreëus en hy gebruik nou Grieks. Na wie Johannes verwys in die openingsreëls van sy evangelie. En ons het dit gisterand op skerm gehad, en die woord Logos het mens geword, en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hierdie woord, die antwoord op die vraag, hoekom is dinge soos dit is die einste persoon wat in die Ou Testament opgetree het, as die woord van die Here. Die woord van die Here, of God was of is vir alle tye 'n persoon, dit is Jesus. Nie die Bybel nie. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd, in Openbaring het dit, Hy wat daarop sit, word getrou en waargenoem, en met regverdigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vlammende vuur, en op sy kop was daar baie krone. Hy dra 'n geskrewe naam, wat niemand ken nie, behalwe net hy self. Hy het klere aan, wat met bloed deurweek is, en sy naam is die woord van God. Wie is dit? Dis Jesus. Die ruiter op die wit perd. Die woord van God in die Ou en die Nuwe Testament is Jesus, nie die Bybel. Daar is nie 'n enkele interpretasie van die Griekse woord logos, en jy kan my gaan opcheck in jou Strongs. Al die opsies wat Strongs gee, waar volgens jy die woord logos kan vertaal, nie een van die opsies dui op 'n geskrif nie. Ons het altyd geleer, die logos beteken die geskrewe woord, die rema beteken die gesproke woord. Logos kan nie vertaal word as 'n skrif nie. Indien u hierdie aanbieding leersaam gevind het, wil ons u vriendelik vra om dit te oorweeg om 'n donasie aan Trumpet Call te maak. Trumpet Call is nie 'n kerk nie. Trumpet Call is 'n bediening wat vanuit 'n privaat huis bedryf word. Ons vorder geen tiendes van enige lidmate in nie. Ons doen ons werk doodgewoon met die donasies wat ons van goedgesinde ondersteuners ontvang. Op die skerm gaan ons vir u gee 'n SnapScan diagram wat u kan scan met u selfoon om aan ons 'n donasie te maak. Baie dankie vir u vriendelike ondersteuning. Ons waardeer dit. God seën u.